Jesus se koms na ons wêreld het 'n verskywing teweeggebring wat nie net radikaal was nie. Ek wonder of mense vandag nog nie dikwels effe in die duister verkeer nie oor die impak van sy ingrype. Hy het op geestelike gebied veral gesorg dat die ou godsdiens van uiterlike rituele en menslike prestasie met dinge soos offers, wettisisme, vas ensovoorts verander in 'n verhouding van feesviering en innerlike transformasie. Nuwe Testament skrywers, soos die van die Hebreërbrief en Paulus, onder andere in Kolossense 2 vers 16 en 17, beklemtoon hoe Jesus die fokus verskuif het van 'n wettiese nakoming van onder andere Joodse vasdae en feeste na 'n opregte hart wat God dien deur liefde en diens aan ander. Hierdie dramatiese omswaai in geestelike konsepte is eeue van tevore reeds openlik en duidelik deur talle profete verkondig. Sien byvoorbeeld Jesaja 58 van vers 6 af. Daar word God se hart spesifiek oor vas duidelik geopenbaar. Die profeet haal God se eie woorde aan, waar hy verklaar dat die vas wat hy wil hê, nie selfvernedering is nie, maar naaste liefde, om onder andere onregverdiges te bevry, jukke te breek, hongeriges te voed en klere aan die naaktes te gee. Dit is 'n oproep tot liefde en medemenslikheid, nie blote rituele nie. Jesus leer ons dit net so, ook onder andere in Matteus 25 van vers 31 af. Jy onthou mos daar, waar hy onder andere gesê het, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Lydenstyd is die Christendom se 7 weke van verootmoediging, fokus op Christus se klaarwerk aan die kruis en voorbereiding vir Paasfees, nie deur blote rituele soos vas en onthouding nie, maar deur 'n dieper verbintenis tot God se wil. Jesus se houding teenoor vas was duidelik. In Markus 2 vers 18 vra mense hom waarom sy disippels dan nie vas nie. Jesus antwoord met die gelykenis van die bruilofsgaste. Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee, solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Dit beklemtoon dat sy teenwoordigheid 'n tyd van feesviering is. In Johannes 16 vers 16 bevestig Jesus self dat hy die ware bruidegom met sy opstanding terug sou keer. Hy sê daar, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sien julle my weer. Sedert die uitstorting van die Heilige Gees is die bruidegom Immanuel met ons en in ons. Verder in Matteus 6 vers 16 tot 18 waarsku Jesus sy disippels teen skynheilige vas. Hy leer dat ware vas in elk geval 'n private saak tussen die individu en God is, en dat die beloning van God kom, nie van menslike erkenning nie. Dit is 'n kragtige herinnering dat God nie geïnteresseerd is in uiterlike vertoon van vroomheid nie, maar in die opregtheid van die hart. Jesus het deur sy dood aan die kruis en sy opstanding bewys dat hy godsdiens in verhouding kom verander het. Die uitnodiging is vandag steeds om ons verhouding met Jesus te verdiep, om te leef in die vryheid en die vreugde wat sy voltooide werk vir ons moontlik gemaak het. Dit is 'n uitnodiging om die lewe te vier, nie as 'n las nie, maar as 'n geskenk van God se genade. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U, ons bruidegom, ons koning en ons vriend, altyd by ons is. Help my ook in hierdie lydenstyd om myself regtig voor U te verootmoedig. Here, ek honger en dors na 'n meer intieme verhouding met U. Dankie dat U dit vir elkeen van ons moontlik kom maak het. Amen.